In die volgende paar weke kyk ons wat het gebeur na Jesus uit die dood uit opgestaan het. So die boodskap van Paasfees spreek tot ons diepste vrese en bekommernisse. Jy het al ergens in jou lewe gevoel, gaan alles oukei wees? Gaan my familie oukei wees? Hoor die Here my gebede? Gee hy om oor my spesifieke bekommernisse? Nou dis hoe die eerste gelowiges gevoel het toe Jesus gesterf het aan die kruis. Hulle het nie geweet wat ons vandag weet nie. Hulle ken nie die einde van die storie nie. Maar die Bybel sê vir ons die eerste gelowiges het almal opgehou glo toe Jesus gesterf het. Toe Jesus gesterf het hoop gesterf. Daar was geen Christene gewees op daai oomblik nie, want daar was geen Christus nie. Almal het Jesus ontvolg. Nou eers net 'n bietjie agtergrond. Nadat Jesus gesterf het, was daar 2 manne en ons ken hulle nie altyd nie, maar Josef van Arimatea en Nikodemus. Jy weet daai Nikodemus wat Jesus nooit regtig wou in die lig wou volg nie. Hy was 'n fariseer gewees en hulle het Jesus begrawe. Hulle het Pilatus omgekoop om die liggaam te kan kry, want iemand wat gekruisig is in daai tyd mag nooit 'n waardige begrafnis gehad het nie. So die liggaam is gewoonlik gegooi daar op 'n ashoop aan die suidekant van Jerusalem wat genoem is Gehenna. En op hierdie dag was daar nie meer persone wat Jesus gevolg het nie. Nie omdat daar iets fout was met Jesus se lering nie. Nee, dit was alles wonderlik gewees. Maar Jesus het gesê hy is die weg. En as jy die weg is, hoe kan jy dan nou doodgaan op 33 as jy 33 jaar oud is? En hy het gesê hy is die ewige lewe, maar nou is hy dood. Die oomblik toe hy sterf, het al sy ideale oor hierdie koninkryk ook gesterf. Almal se geloof het weggekwyn. Al het hy die siekes gesond gemaak en hierdie great wonderwerke gedoen het, hy's dood, geen gelowiges, niks, game over. Niemand het Jesus meer op daai oomblik van die kruisiging waar hy gesterf het, gevolg nie. Geen Christen nie, want daar is nie meer 'n Christus nie. Daar's geen beweging nie, geen boodskap om aan vas te hou nie, geen hoop nie. Jesus is dood. Niemand het daar buite die graf gestaan en gesê, okay, 3, 2, 1, hier staan hy op nie. Nee. Petrus, Markus, Johannes, almal het geskryf dat hulle opgehou glo het op daardie punt. Nou Johannes skryf vir ons die verhaal soos wat hy dit direk gehoor het van die bron af. Ook hy het op daai stadium gevoel hy hou op glo. So Johannes 20 vers 1. En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg terwyl dit nog donker was by die graf. So die Sabbat het nou geëindig en nou kom die son op en sy kan nou hierdie Maria was van Magdala. Sy was siek gewees. Jesus het haar gesond gemaak. Sy het hom begin volg want sy het hierdie hoop gehad en Jesus het vir haar 'n nuwe lewe kom gee. Sy glo hy is die verwagte Messias. So sy vroeg die oggend wakker word. Jy kan dink haar hart is nog in stukke. Maar sy was steeds dankbaar vir dit wat Jesus in haar lewe gedoen het. En sy het gehoop sy kan 'n paar manne kry om hy steen weg te rol sodat hulle Jesus se liggaam weer 'n keer kan behandel om seker te maak hy kry die eer wat hom toekom. Nou natuurlik het sy gevoel sy moet dit oordoen want 2 manne het dit vroeër gedoen en hulle het dit waarskynlik verkeerd gedoen. So sy wil dit reg doen. En sy het verwag om Jesus se lijk daar te kry. Dood. Niemand het verwag Jesus gaan lewe nie. So, by die graf en sien dat die steen van die graf weggerol was. En sy het nie aangeneem dat hy die dood uit opgestaan het nie. Nee, sy het aangeneem, iemand het sy lijk gesteel. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disipel vir wie Jesus lief gehad het. Nou, wie is hierdie ander disipel? Is natuurlik Johannes wat hy skryf. Hy was die gunsteling, hy wil net seker maak, almal weet hy is die gunsteling. En sê vir hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Sy het aangeneem dat Jesus se vyande hierdie liggaam gesteel het. In Maria se gedagtes verwag sy die ergste. Iemand het hom gesteel. Nou hardloop Petrus en Johannes na hierdie graf toe en hulle kry hom ook leeg. En die 2 het saam gehardloop. Hoor nou hierdie stukkie humor. En die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, hoekom dit nodig is. En eerste by die graf gekom. Hy wil net seker maak ons weet hy is die gunsteling. Ook hulle het nie vir 'n oomblik gedink dat Jesus gaan lewe nie. Hulle is toe nou terug huis toe en nee, die liggaam is gesteel. Maria het toe weer teruggegaan na die graf toe op soek na hom, op soek na antwoorde. Maar Maria het buitekant by die graf gestaan en geween.
Dink jou net in haar emosies, binne in haar. Jesus het my lewe kom verander. Hy het soveel mense se lewens geraak. Hy het soveel gedoen vir ander mense. Dan het hy nou nog gesterf onnodig. Hy's gemartel vir geen rede. Jy weet, sy kan niemand vertrou nie. En terwyl sy ween, buig sy na die graf toe en sien 2 engele daar sit met wit klere aan. Een by die hoof en een by die voete, waar die liggaam van Jesus gelê het. Nou, sy het nie besef hierdie is engele nie. En hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggeneem het en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Jy kan sommer hoor na die hartseer, die gebrokenheid. Sy hoor dan iemand daar buite. En toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan. En sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Sy het hom nie herken nie, want sy het nie verwag dat hy moet lewe nie. Sy het verwag dat hy moet dood wees. En Jesus vra haar dieselfde vraag. Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Nou, dan 'n stukkie humor. Elke keer as sy hierdie storie oor vertel het, dan dink sy aan die dag toe sy gedink het, Jesus, die opgestane Jesus is 'n tuinier. Sy het gedink dat dit die tuinier was. Niemand het gedink hy sou leef nie. En antwoord hom, meneer, as u hom weggedra het, sê vir my waar u hom neergelê het, en ek sal hom wegneem. Sy staan daar, sy staar na hierdie leë graf, terwyl sy praat met hierdie vreemdeling, verwar, hartseer, en dan antwoord Jesus haar. Jesus sê vir haar, Maria, en dis waar die lig vir haar aankom, toe sy haar naam hoor. Sy herken Jesus se stem toe hy haar naam sê. Sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. Hierdie keer kom sy terug by die disippels met 'n ander boodskap. Ek het hom gesien, hy het opgestaan. Maria Magdalena het aan die disippels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat hy dit vir haar gesê het. Ek het die Here gesien. Hy is wie hy sê hy is. Hy het die dood oorwin. Ons lewe kan weer begin. Alles het verander vir hulle die oomblik toe Jesus lewe. Dit verander alles vir ons. Jesus se opstanding is die konteks vir elke keuse, vir elke verhouding. Dis die konteks vir hoe ek my lewe organiseer en hoe ek ander mense hanteer. So, ek wil vir jou 4 opmerkings maak net rondom die opstanding. As gevolg van die opstanding kan jy bid en weet God verhoor jou gebede. Dit is omdat Jesus opgestaan het, dat ons kan bid en glo dat God ons hemelse Vader is en dat hy ons gebede hoor en dat hy vir ons omgee en dat hy weet wat ons nodig het, selfs voor ons dit vra. Die rede hoekom ons dit glo, dat ons gebede beantwoord word en dat die Here ons gebede verhoor, is nie bloot omdat Jesus het gesê het nie, maar omdat hy uit die doodheid opgestaan het. Die opstanding bevestig, onderstreep, dit bestempel, dat ons alles kan glo en vertrou wat Jesus gesê het, omdat hy opgestaan het. En dan in die tweede plek, as gevolg van die opstanding kan jy lewe met die wete dat daar lewe is na die dood. Want dis wat Jesus ons geleer het. Hy het ons geleer dat daar 'n hemel is. Voor Jesus gekom het, is daar nie eintlik mense wat geglo dat daar lewe na die dood is nie. Selfs van die antieke Jode, wat nog van die heidene, hulle het nie geglo dat daar regtig lewe na die dood is nie. Maar Jesus, hy het dit kom bevestig, deur die feit dat hy die doodheid opgestaan het, kan ons dit glo. En elke keer as iemand 'n verlies het, ons 'n geliefde aan die dood afstaan, kan ek en jy met sekerheid weet, ons gaan hulle weer sien, as gevolg van die opstanding. Dan in die derde plek, as gevolg van die opstanding kan jy opofferinge maak met die wete dat jou getrouheid maak saak. As jy nee sê om saam met die stroom te gaan, kan jy weet dis die moeite werd om nee te sê, want jou beloning wag vir jou. Om nee te sê, dalk vir vriende wat onverantwoordelik is, dis die moeite werd om op te offer. God sal jou beloon in hierdie lewe nog. God beloon getrouheid. Jou lewe sal beter uitdraai, omdat jy op die regte tyd die regte goed opgeoffer het, kan ons weet
dat ons getrouheid maak saak. En dan in laaste plek, as gevolg van die opstanding kan jy 'n nuwe lewe begin. As jy nog nooit 'n keuse gemaak het om Jesus werklik te volg nie, is hierdie die beginpunt. Dalk wou jy nie Jesus volg nie as gevolg van die kerk se geskiedenis of hoe mense die Bybel verdraai en manipuleer of dalk is dit hoe Christene lewe, maar ons Christendom word nie gebou op daai goed nie. Alles gaan oor die opstanding. En as jy regtig oorweeg om Jesus te volg, is daar net een issue, net eintlik een vraag wat ek en jy moet uitklaar, en dit is, wie is Jesus? En die opstanding beantwoord daai vraag. Hy is ons redder, hy is ons Here, en hy is waardig om oorweeg te word. Jesus se opstanding is vir jou 'n geleentheid om nuwe lewe te begin. Die opstanding is 'n geleentheid om nuwe lewe te bring in jou verhouding, in jou keuses, in jou leefstyl, jou alledaagse lewe en selfs in jou finansies. Amen.